ons gaan net gou die 2 endokriene kliere hersien, wat by hierdie gedeelte van die werk betrokke is. Nou die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is die pituitêre klier, en dan het hy 'n paar hormone wat hy afskei. Die een hier van belang is TSH, tiroïed stimulerende hormoon. En hierso is die tiroïed. So die TSH word vervoer na die tiroïed, wat dan die teikenorgaan is van die TSH. Maar die tiroïed is ook die klier. So die tiroïedklier gaan spesifiek tiroksien afskei. En tiroksien gaan na al die lewende selle toe en dit het spesifieke funksies wat dit verrig. Kom ons kyk na die negatiewe terugvoermeganisme van tiroksienvlakke. Ons wil 'n normale, konstante interne omgewing handhaaf. En wanneer daar wanbalans is, soos byvoorbeeld die tiroksienvlakke is bo normaal, sal die pituitêre klier hierdie wanbalans waarneem. Die pituitêre klier sal minder TSH, tiroïed stimulerende hormoon afskei, en dit sal minder TSH vervoer na die tiroïedklier. In reaksie op hierdie minder TSH, sal die tiroïedklier ook minder tiroksien afskei. Die tiroksienvlakke sal daal en terugkeer na normaal. Ander wanbalans wat waargeneem word, is wanneer die tiroksienvlakke daal onder normaal. Die pituitêre klier gaan hierdie verandering waarneem. Meer TSH gaan afgeskei word deur die pituitêre klier en vervoer word na die tiroïedklier. In reaksie op die meer TSH sal die tiroïedklier ook meer tiroksien vrystel. En dit sal 'n toename laat plaasvind in die tiroksienvlakke en dit sal terugkeer na normaal. Hier is maar net 'n ander manier hoe jy dit kan leer. So hierdie is in volsinne, wat belangrik is as dit in 'n langer tipe vraag gevra word. Dit kan in korter vrae ook wees en daar moet jy ook weet spesifiek wat aangaan. So jy kan dit nie net soos 'n papegaai leer nie, jy moet ook verstaan wat aangaan. En dan aan hierdie kant is al die stappe wat belangrik is. So die tiroksienvlakke, die wanbalans in die bloed styg. Wat gaan dit waarneem? Die pituitêre klier neem 'n toename van tiroksien waar in die bloed. Hoe gaan hy reageer? Die pituitêre klier word gestimuleer om minder TSH af te skei. Minder TSH word dan na die teikenorgaan toe vervoer wat die tiroïedklier is. Die teikenorgaan reageer deur gestimuleer te word om minder tiroksien af te skei. Dit werk die wanbalans teen en die balans word herstel, die tiroksienvlak keer terug na normaal. So hierso is maar net die teenoorgestelde van wanneer die tiroksienvlakke daal. So jy begin altyd met die tiroksienvlak in die bloed daal. Die pituitêre klier neem 'n afname van die tiroksien waar in die bloed. Die pituitêre klier word gestimuleer om meer TSH af te skei. Meer TSH word vervoer na die tiroïedklier. Die tiroïedklier word gestimuleer om meer tiroksienvlakke af te skei en die tiroksienvlakke keer terug na normaal. En dan hierso is basies die tiroksienvlakke wat styg teenoor die tiroksienvlakke in die bloed wat daal, en dit is letterlik die teenoorgestelde en daarom het ek net dit wat verander het in geel gehighlight. Die eerste gebreksiekte waarna ons gaan kyk, het te doen met wanneer jou keel basies so gaan opswel, en dit is goiter. En dit is as gevolg van 'n vergrote tiroïed, en dit is as gevolg van 'n gebrek aan jodium. Ander 2 gebreksiektes wat ons nou gaan kyk, as ons kyk na die tiroïed, is hipertiroïdisme en hipotiroïdisme. So hipertiroïdisme is as daar te veel tiroksien vrygestel word. Dit is wanneer jou oëballe sal begin lyk of dit uitbeel, gewigsverlies, versnelde hartklop, hiperaktiwiteit en geïrriteerdheid. En dan hipotiroïdisme is te min tiroksien wat vrygestel word. So by kinders noem ons dit kretinisme, by volwassenes myxedium, en dan dit veroorsaak 'n dik tong, grouwe vel, opeenhoping van liggaamsvloeistof.